Hierdie straatwys, goeiemôre, goeiemiddag en goeienaand. Nou gister was 'n interessante dag in my lewe. Ek staan op en ek is happy soos 'n goudvisie in my eie klein visbakkie. Daardie tipe oggend waar alles net lig voel. Ek maak grappies met almal en ek glimlag en ek voel goed. My energie is reg en my hart is oop en ek sien uit na 'n wonderlike lekker dag. En vir 'n oomblik voel die lewe vir my eenvoudig net lekker. Maar toe gebeur daar iets en skielik is daai happy mood van my weg. Sapper soos iemand wat jou uit 'n klein veilige visbak skep en jou teruggooi in 'n ou visbak met ou visies, ou energie, ou stories. En die water in daai ou visbak is troebel, vol goed uit die verlede, so spyt en hartseer en verwyte en seer. Daardie tipe water wat lankal terug moes skoongemaak gewees het, maar nooit was nie. En dit is dalk so vinnige mens weer in ou rolle verval wanneer jy in so 'n visbak kom. Want wanneer dieselfde rolspelers weer by mekaar kom, onthou almal mos hulle rolle. En meeste stories het mos daardie selfde karakters, daai heroes en villains en victims. Daardie selfde speletjie wat begin die oomblik wat egos begin by mekaar kom. En skielik voel ek dit, daardie oë weer op my, daardie gevoel van mense wat jou meet en te lig bevind. Mense wat jou oordeel, jou in 'n boksie wil sit en jy wil dwing om 'n sekere rol te speel. En binne sekondes voel jy sommer net nietig. Jy voel onbelangrik asof jy nie tel nie. Want wanneer sekere mense hulle self as hero van die storie sien, dan moet daar altyd mos 'n villain wees. En wanneer jy soos 'n villain voel, begin jy maklik ook soos 'n victim voel. En hier is die gevaar van daardie tipe visbakke. As jy lank genoeg daarin bly, begin jy weer glo in daardie rol. Selfs al het jy dit ontgroei, selfs al het jy verander, selfs al probeer jy vrede maak met jouself. En toe gebeur iets nog meer profound met my gister, sonder dat ek dit fisies beplan het, gaan skenk ek nog bloed ook. Soos ek probeer elke keer wat ek kan, en terwyl ek daar lê, terwyl die bloed uit my arm uitgetap word, toe besef ek iets. Hoe diep ek daardie gevoelens begin koester het, hoe ek amper weer daardie rol begin speel het, tot by fisiese bloed. En dis nog bo op die seer wat my hart gister gevoel het. Maar hier is die ding wat ek toe besef, en dis iets wat baie mense nooit raak sien nie. Want onthou hoe hierdie stories werk. Wanneer jy heroes en villains en victims het, dan kom er baie maklik iets anders ook by binne in ons, wat die ego ons van probeer oortuig, en dis revenge. Daai ou western movie gevoel van 'n oog vir 'n oog en bloed vir bloed. Daardie gevoel binne in jou wat sê, as ek seer het, moet iemand anders ook seer kry. As ek bloei, moet iemand anders ook bloei. En as ons eerlik is, dra ons almal daardie emosie baie keer. Maar hier is iets besonders van bewustheid. Bewustheid beteken nie jy voel niks nie. Dis nie spirituele bypassing waar jy voorgee jy is okay terwyl jy eintlik breek binne in jouself. Glo my, gisteraand het ek nog wakker gelê daaroor en vanoggend pla hierdie ding my nog steeds. Maar bewustheid gee jou iets anders, dit gee jou 'n keuse. Want die oomblik wat jy jou gevoelens erken, kry jy weer beheer. Die eerste bewustheid is jou gevoelens. Om eerlik te sê, hierdie maak my seer, ek voel klein, ek voel verwerp, ek voel kwaad. Maar die tweede bewustheid is nog dieper. Daardie ander visies wat saam met jou die rol speel, gaan dalk nooit verstaan hoe hulle jou laat voel het nie. En selfs al laat jy hulle bloei, selfs al kry jy die revenge, gaan jy steeds nie die hero word in hulle storie nie. Jy gaan net die villain bly wat hulle laat bloei het. En daardie besef verander alles, want jy besef, jy kan nie mense forceer om jou hart te sien nie. Jy kan nie afdwing dat iemand jou pyn moet verstaan nie. En sommige mense was nog nooit in staat om plek te maak vir jou nie. En dis seer, maar dis ook die waarheid. En toe dink ek aan iets waaroor ek baie praat. Daardie spreekwoord wat sê, as twee olifante beklei, is dit die gras wat skade ly. Met ander woorde, negatief teen negatief werk dalk net in wiskunde, maar nie in die siel nie. Want wanneer jy aanhou terugbeklei, aanhou bewys, aanhou probeer verstaanbaar wees vir almal, raak jou siel moeg. Jy verloor jou vrede, jy verloor jou energie, jy verloor die goed wat jou voed. En hier gebeur iets ongelooflik belangrik. Wanneer jy die groter prentjie begin raak sien, soos die gras wat skade ly, hou jy op om te probeer.
Jy hou op om almal te probeer oortuig. Jy hou op om heeltyd jou naam skoon te probeer hou en verskonings te maak en mense te kry om jou te vergewe. Jy hou op om jou waarde afhanklik te maak van ander mense se opinies. Want die waarheid is, die ego wil wen. Bewustheid aan die ander kant soek vrede. En wanneer jy jou eie ego begin afskakel, verander jou lewe. En dis hoekom Jesus ook sê, salig is die vredemakers. En ek dink baie mense verstaan daardie vers verkeerd, want ons dink saligheid is iets wat eendag in die hemel vir ons wag. Maar dit begin actually nou. Dalk is saligheid daardie innerlike vrede wat jy ervaar ten spyte van mense, ten spyte van situasies, ten spyte van die visbak waarin jy jouself bevind, want dit kom uit jou uit. Jy kies die vrede, selfs wanneer mense rondom jou verkeerd verstaan, selfs wanneer hulle jou die willen wil maak om hulle self die hero te laat voel. Jy kies om nie die victim te bly nie, want jy begin besef, in die game van 2 olifante wen niemand regtig nie. Want die gras gaan dood, en die gras is die goed wat jou siel voed, jou eie vrede, jou sagtheid en jou menslikheid en jou geluk op die ou einde van die dag. En miskien is dit die grootste les, sag wees was nog nooit swakheid nie. Vrede maak is nie weakness nie, dis wysheid. Want enige iemand kan terugbeklei, enige iemand kan skree, enige iemand kan bloei en ander laat bloei. Maar dit vat bewustheid om te kan sê, ek gaan nie my siel verloor, net omdat die water rondom my troebel is nie. En daardie vrede, daardie wysheid is iets wat niemand van jou af kan wegvat nie. Maak nie saak in watter visbak jy is nie, selfs nie wanneer dit voel of daar piranhas is wat jou wil opvreet nie. Want aan die einde van die dag, bly jy steeds verantwoordelik vir die water binne in jou eie siel en jou eie geluk en jou eie vrede. Ek hoop jou dag is wonderlik en tot ons weer saam stap. Mooi loop.